Reg, daar was 'n versoek dat ek 'n video moet maak oor Faraday se wet wat gaan oor die elektromagnetisme en die elektromagnetiese induksie van 'n stroom in 'n geleier deur gebruik te maak van 'n magneetveld. Nou Faraday se wet definieer ons deur die geïndiseerde EMK is gelyk aan of is direk eweredig aan die aantal windings van die wat in die solenoïd is, wat binne in die magneetveld geplaas word, die sterkte van die magneetveld en dan ook die tyd en omgekeerd eweredig aan die tyd. Hoe vinniger, hoe korter die tyd is waarin die solenoïd binne die magneetveld beweeg, hoe groter is die EMK wat gaan opgewek word. So dit is hoekom ons die tyd daar in die vergelyking aan die deel deur die tyd, want dit is 'n omgekeerde eweredigheid. Nou die aantal windings is maklik, dit word vir jou gegee of jy tel dit. Die tyd meet jy met 'n stophorlosie, maar hierdie verandering in die magnetiese vloedkoppeling, die sterkte van die magneetveld, daai veranderende magneetveld, dis vir ons belangrik. En dit is waar jy sukkel om die berekening van Faraday se wet te kan doen. Nou die magnetiese vloed meet ons in Weber en dit is gelyk aan die sterkte van die magneetveld. Nou elke magneet het 'n sekere sterkte en dit sal vir jou gegee word en ons meet dit in Tesla. En dan A is die area van die geleier. Hulle gaan vir jou sê dis 'n sirkelvormige geleier of is 'n vierkantige geleier of is 'n plaat of wat ook al, en dan moet jy net daai area gaan bereken. Soos vir 'n geleier wat in 'n magneetveld gaan beweeg, gaan die area konstant bly en die magneetveld se sterkte gaan konstant bly. Maar die een wat die verandering in die magnetiese vloed gaan veroorsaak, gaan cos theta wees. En dis hierdie cos theta wat vir almal laat sukkel. Nou, hier het ek 'n tabel opgestel en as jy hierdie tabel ken, dan gaan jy glad nie sukkel met die verandering in die magnetiese vloed nie. Ons het die magneetveld Tesla wat B is in ons vergelyking, ons die area van die geleier en dan het ons vir theta. Nou hierdie theta bereken ons deur te gaan kyk wat is die hoek tussen die magnetiese veldlyne en die normaal wat ons op die geleier se oppervlak trek. Soos ek het nou hier, my magnetiese veldlyne loop van noord na suid, dis mos die standaard rigting van hulle, en dan het ek 'n geleier wat so geplaas word in my magnetiese veld, so. Maar die hoek tussen die normaal en die magneetveldlyne is 0. Ek teken hulle net hier in. My magneetveldlyne gaan in hierdie geval loop in die rigting so. My normaal loop in dieselfde rigting. sien julle die magneetveldlyne en die normaal is ewewydig aan mekaar. Soos dan is my hoek, my theta se hoek is dan 0 grade. En dan is cos van 0 is 1. Dis net ons gaan net werk met 'n 1 tot 'n 0. Ons gaan nie met ander waardes, hy kan nie 2 of 3 of so wees, die cos nie. So, hy gaan net tussen 0 en 1 gaan hy lê. Waar as die normaal van die op die oppervlak van die metaalgeleier 90 grade is, of die hoek tussen die magneetveldlyn en die normaal is 0 grade. Dan werk ons met 'n cos 0. Volgende voorbeeld, hierdie een is, laat 'n mens altyd so bietjie sukkel. As jy hulle gee vir jou die skets
en jy moet bepaal met watter hoek gaan jy nou hier werk. Dan gaan kyk jy na jou magneetveldlyne, loop altyd van noord na suid. Hier het ek die magneetveldlyne ingeteken klaar met stippellyne, maar my metaalgeleier het van 0 grade na 60 grade toe gedraai. Sien julle hier? Daar's my normaal is weer 90 grade op die oppervlak van my geleier. Maar hierdie geleier het gedraai deur 'n hoek van 60 grade. So dis hoekom my theta nou daar 60 grade is. Dan werk ek met die cos van 60 grade is dan 0,5. En dan die laaste, nou is my magneetveldlyne loop nog steeds van noord na suid, maar nou is my geleier lê parallel. Die geleier lê parallel met my magneetveldlyne. Maar my normaal is nog steeds 90 grade op die oppervlak. Maar hier het ek my magneetveldlyne loop nog steeds so. Soos die hoek tussen die normaal en die magneetveldlyne is daai 90 grade. Soos dan word daar geen stroom opgewek nie. Daar's geen stroom nie. Dan het ons daar kos van 0 of 90 grade. Die kos van 90 grade is 0. Nou as ons gaan kyk in ons vergelyking daar, dan is dit mos die einde minus die begin. Soos as daai verandering daar, of as ons gaan kyk net deur as ons magneet of ons geleier is parallel met die magneetveld, dan gaan dit vir ons 'n kos 90 gee, wat 0 is. Met ander woorde, dan word daar geen EMK opgewek nie. Dit is die belangrikste. Leer hierdie tabel, dat jy kan gaan sien hoe moet jy met die hoeke werk. Dis die belangrikste. Om hierdie hoeke gedeelte uit te werk, die aantal windings, maklik om te kry, die tyd, maklik om te kry, die Tesla, die sterkte van die magneetveld word vir jou gegee, die area van die geleier wat word vir jou gegee, of jy moet dit gaan bereken, lees net mooi, is dit 'n sirkel of is dit reghoekige of 'n vierkantige geleier wat gebruik word, maar daai kos theta is dan belangrik. Met ander woorde, hier, ek het begin by, as ons nou kyk na hierdie scenario 1 en 2 van my, ek het begin met 'n 0 grade, en ek het geëindig by 'n 60 grade. Soos ek gaan die verandering in die magnetiese vloed, gaan dan wees, ek gaan hom nou sommer net hieronder inskryf, gaan dan wees my verandering in my magnetiese vloed, is dan die BA cos, wie was laaste? 60, daar waar ek gestop het. 60 minus waar het ek begin? By 0, BA cos 0. Om daai verandering in die magnetiese vloed te kry.